Vandag in die Reine Wynheid. Baie welkom van my kant, Martelies Brink. Ons kuier by Kleine Zalse. Al 4 wynmakers is saam met ons in die ateljee met die kellermeester en jy wil nie die gesprek misloop nie. Soveel interessanthede oor wat hulle alles doen, hoeveel wyne hulle vervaardig. Jy sal nie glo hoeveel wyne dit is nie. Dit sluit ook natuurlik wat hulle oor see aanbied in en fantastiese eksperimente wat hulle ook doen om planne te maak vir die toekoms. Bly by my vir daai gesprek nou in die Reine Wynheid. Heel eerste my wyn vir die week en dit is die Mooi Plaas Cabernet Sauvignon. Jy kan ook kyk na hulle Merlot Cabernet Sauvignon, daar's 'n Pinotage, baie lekker wyne van hulle kant af, maar ek kan nie die wyn enige tyd drink. Dit is 'n wyn wat toeganklik is en tog baie struktuur vir jou bied. Kyk, as jy nou verder wil gaan, kan jy die tabakland vir jouself gaan aanskaf, maar ek is nou eers op die klassieke range, soos hulle dit stel. 100% Cabernet Sauvignon, donker vrug, bietjie leer, tabak, spesery, fantastiese struktuur en tannine. Geniet hom, laat my weet wat jy daarvan dink. Is perfek vir 'n lekker stuk beesvleis, lam en in die winter natuurlik ook 'n bietjie wildsvleis. Hierdie week het ek vir Sandra Prinsloo, wat op die pad is besig met vervulling vir 'n televisieprogram, gevra wat haar gunsteling wyn is en wynkoservaring. Pragtige storie. Welkom Sandra. Hallo Martelies. My heel beste wyn wat ek nog ooit gedrink het, was 'n Pinotage. En nie sommer enige Pinotage nie. Dit was die Pinotage van François Naudet by die naam van Le Vin de François. So hy het vir die Frans gegaan, want hy kom ons nou in elk geval van Franse afkoms. Hy het versot geraak op die Pinotage druif en toe begin Pinotage maak. Juist omdat dit so 'n Suid-Afrikaanse kultivar is. Sy seun Franny Naudet sit nou nog die tradisie voort, van François is ongelukkig nie meer met ons nie. Maar my ou vriend het ek geken vandat ek 12 jaar oud was. Ons was saam op skool gewees en hy was toe gekwalifiseer as 'n apteker, maar altyd versot op wyne. En toe hy afstuur toe trek hy Kaap toe en besluit hy gaan nou wyn maak. En toe maak hy hierdie ongelooflike Pinotage. Maar hy en sy vrou het ook die visie gehad. Sy was ook 'n fantastiese kok geweest. Dat hulle sal elke jaar 'n vendusie hou van die wyn. Maar dit was 'n vreeslike grand affære. Kyk, ons het aangetrek met groot aandrokke en dinge en dan 'n kar jou kom haal en jou geneem na 'n bestemming wat ons nie geweet het waar dit is nie. En dit was alles deel van die pakket gewees. En dan was dit 'n ongelooflike heerlike aandete en dan het François sy wyne bedien en dan ook Franse champagne wat hy ingevoer het van Frankryk. En so dit was so romanties en so, ag weet jy, die visie was net so groot wat dit was 'n familieding wat hulle gedoen het. Maar ek dink die lekkerste tye vir my was nog steeds om François se Vin de François te drink in sy kombuis of in sy huis, saam met sy vrou Maggie, wat soos ek gesê het 'n ongelooflike kok was en die heerlikste disse gedoen het. En dan het ons gesit en Vin de François drink, en dan ook van sy Franse bubbly. En ek sal daardie tye in hulle huisie in Stellenbosch nooit ooit vergeet nie. Dit was net so spesiaal en dit is so spesiale wyn. Ek het nog 'n hele paar kaste daarvan, maar ek is baie suinig daarmee want dis nie goedkoop nie, maar dit is die moeite werd. Dit is 'n wonderlike wyn. Ek kan nie wag vir my verjaarsdag nie, want dan gaan ek 'n hele paar bottels Vin de François weer oopmaak. Bye. Baie dankie Sandra Prinsloo wat die tyd geneem het om vir my te sê wat 'n wyn sy geniet en wat vir haar bybly. Geniet daai laaste paar bottels wat sy nog beskikbaar het. Ons begin met iets wat ek baie opgewonde oor is, want ek het dit nog nooit geproe nie. En ons is vol span hierso in die ateljee. So die Grenache Blanc wat nou geskink word en ons gaan hom nou proe. Eerste keer wat ek dit nou proe. Kleine Zalse hier saam met ons. 4 wynmakers. Jy weet, net om een wynmaker in 'n ateljee te kry is 'n uitdaging. Is al 4 hier. Saam met ons R.J. Botha, die kellermeester, Natalie Botha, Henry Ferreira, Carla van Wyk, al 3 wynmakers van Kleine Zalse en ons gaan terug na die 17de
eeu vir hierdie gesprek. Gesondheid julle, kom ons begin daar. Baie dankie dat julle al die pad deurgekom het. Dis hy, gesondheid. Wie gaan vir ons vertel van die Grenache Blanc? Ek is nou nogal, ek wil amper sê geskok, maar meer verras is die woord, want ek het nie gedink julle maak 'n Grenache Blanc nie. Is dit 'n nuwe projek? Laat weet vir ons. Ons het ook nie gedink ons maak 'n Grenache Blanc nie. Ons koop druiwe in. Dit is eintlik ons spesialiteit, is dat ons gaan soek spesifieke wingerde in spesifieke areas vir die wyne wat ons op die ouend in die bottel wil sit. En ons het 'n groot fokus op Stellenbosch, maar elke nou en dan as daar iets interessant opduik, dan sal ons nou miskien 'n 5 ton van dit probeer en in Kleinezalse se groot prentjie is 5 ton nou nogal nie iets wat die appelkar omgooi nie en is lekker. Dit hou ons almal se breine aan die gang. En 2024 was die eerste keer wat ons hierdie spesifieke Grenache Blanc uit die Pikkenierskloof uitgekry het en dis een van daai goed wat dit kom by die keller aan en jy knyp maar jou oë toe en jy gaan maar net met dit. En gaan maar net met dit, het toe nou baie mooi uitgewerk. Ja, ek wil nou net sê, wel gedaan, want jy het mooi gegaan, maar dis 'n verskriklike mooi. Ja, dis 'n mooi wyn. Ja, hy's in 'n sementeier gegis, wat ook iets is wat ons, ek dink omtrent so van 2022 af mee begin eksperimenteer het, en die nes van eiers het nou gegroei. En hierdie het toe nou net mooi op die regte tyd aangekom by die keller om wel vir my eiertjie te vind. En hy het daar binne gegis, wild gegis, wat ook nie eintlik iets is wat ons normaalweg doen nie. So hy gis maar net op sy eie, soos as jy jou lemoensap in die yskas vergeet. En as dit goed uitwerk, dan werk dit besonders goed uit. En ek dink hierdie is 'n goeie voorbeeld daarvan. Lieflik. So ja, vat jy kanse as jy wildgis? Ek sou so sê ja, daar's maniere om dit, ek dink, goed te bestuur, maar jy vat nogal 'n kans, want jy's nie verseker van wat jy gaan kry aan die einde nie. Wildgis is nie iets wat Kleinezalse noodwendig gereeld doen nie. Elke nou en dan sal ons miskien die kans vat, maar dit hang af van hoe gesond is jou druiwe en hoe baie tyd het jy en hoe baie kapasiteit het jy om te stres. Te stres. So, ja, dit is te veel daai. Jy's daar nog jonk genoeg om, dink ek, baie te sê. Ek weet nie hoe oud julle is. Ek wil net sê almal van hulle is hopeloos te goed vir ons almal. Ek weet nie hoe Elsenburg voel oor die feit dat al 4 van julle het julle BSc gedoen het. Ek sit nou so en kyk na julle biografie. Ek wil net vinnig voordat ons verder gesels praat oor Projek Z. Gee net vir ons 'n idee daarvan, want jy het nou 'n bietjie verwys daarna as deel daarvan. Wat is dit, Projek Z by julle? Ja, maar dit het eintlik as 'n eksperiment begin, hè, en in daai dae, die eerste oesjare was 2017, 2018. Ons het wyne gemaak en ek dink elke keller het eksperimente. Ons het begin met verskillende areas en verskillende wyne, maar ook verskillende wynmaaktegnieke en die gebruik van amforas en die gebruik van sementeiers ensovoorts. En ons het in daai tyd klein volumes wyn gemaak en ek dink dis waar meeste eksperimente eintlik stop in kelders nie, want hulle produseer die wyn en dan word dit op die einde na 6 maande of na 12 maande word dit dan wegversny in ander wyne in. En ons het spesifiek gegaan om te sê ons wil kyk hoe hierdie wyne verouder, want dit is eintlik waar dit vir ons saak maak. So ons het die wyne gemaak en gebotteleer en toe weggesit. En na 12 maande oopgemaak saam met 'n klomp vriende en wynkollegas en ek sal dit nooit vergeet, ons het nog onder in die proelokaal gesit en almal genooi. En al die wyne was ongelooflik. Nee, dit was regtig waar, dit was almal het so gesit en gedink, "Jesus, maar weet wat kan ons moet iets met die wyne doen." En ons het toe met Karina gesit en met hierdie wonderlike idee opgekom van Projek Z. Ons wou hê dit moet apart wees van ons huidige reekse, want dit is heeltemal iets anders. So dit lyk anders, dit smaak anders, maar dit het 'n spesifieke doel in ons keller om ons kop aan die gang te hou, soos wat Henry gesê het, om ons 'n bietjie te druk, om seker te maak ons bly relevant in die wynwêreld, om met ander kultivars te werk en ons leer uit dit uit, né? En so maak ons Family Reserve en Vineyard Selection wat is die regte Afrikaanse woord vir die core van ons besigheid, die sentrale filosofie, nee, sê wel, van ons besigheid is om daai wyne beter te maak. En dit is eintlik wat Projek Z is. Fantasties. Ons gaan nog weer iewers in die toekoms daaroor praat, want ek wil bietjie praat oor eksperimente en die feit dat jy altyd moet kyk na wat nuut is en hoe 'n ding kan ontwikkel. Kom ons vind net gou vinnig uit wie's Karina asseblief. Jy het verwys na Karina en ek voel sy moes eintlik ook hier gewees het, Karina Gous. Wie is sy en watter rol
vervul sy by Kleine Zalse bekende naam natuurlik ook in die bedryf. Jy moet maar weer sê meneer. Karina is ons general manager, algemene bestuurder, jammer. Weet jy wat, Karina is 'n ongelooflike mens. Sy het 'n lang pad in die Suid-Afrikaanse wynbedryf gestap en jy weet sy het deur die stel gekom en sy was die hoof van daai tyd van Lausanne gewees. En sy is 'n ongelooflike persoon om te hê as 'n mentor in die Suid-Afrikaanse wynbedryf. En vir ons as in Kleine Zalse self, ons leer ongelooflik baie by haar. Sy het soveel kennis van Suid-Afrika en van die wêreld. En weet jy wat, ek haal my hoed af vir so 'n persoon en sy reis nog saam met ons. Sy staan nog saam met ons agter stalletjies. Sy skink wyn op naweke en dis regtig waar net 'n voorbeeld. So ja, Karina is 'n ongelooflike wynkennis en persoon. Ek dink haar groot liefde lê eintlik maar in bemarking. As jy nou vir haarself moet vra wat is haar liefde, dink ek sal sy sê sy hou ongelooflik baie van die bemarkingskant en sy is ongelooflik goed met dit. By Kleine Zalse is sy ons algemene bestuurder met 'n groot fokus aan die bemarkingkant. Ek wil nou sommer dit verder gooi. Sy is 'n bestuurende direkteur vir jou, dat jy moet hom jou baas se titel reg gee. Jammer, die webblad gee bestuurende direkteur. So ja, nee, dis okay. Karina is alright. Wel, sy het op die ou end die reëlings getref vir die onderhoud en 'n ander onderhoud met Visio ook wat by julle betrokke is. So dan dink ek maar hoekom, jy weet, sy het baie werk neem ek aan. Kom ons vind net gou vinnig uit wat julle is almal verantwoordelik vir verskillende aspekte want daar's so 'n groot produk wat julle lewer. Kom ons begin gou hier aan my regterkant, Carla van Wyk wat ook hier is. Van watter deel van die wyne is jy verantwoordelik? Gee net vir mense 'n idee. Ons split nie regtig op in die verskillende wyne of kultivars of Goed, ek het kleure gedink julle deel op. Ja, nee, ons werk so 'n bietjie meer in verskillende aspekte soos ek jy gesê het. So ek hanteer meer die logistieke kant. So ek reël gereeld ons botteleringstrokke en al die dinge om die besigheid aan die gang te hou. So dis maar my hoof fokus en dan help ek ook vir Henry daar. Sy's maar die hand in die kelder daar by ons. So jy het baie ervaring ook oor see gehad en in interessante plekke, né? Ja, ek het so 'n bietjie die snaakse plekke gedoen. Te danke aan COVID is ek Oostenryk toe. Dit was maar die eerste land wat oopgemaak het vir ons, maar baie lekker ervaring, ook 'n streek waartoe mense nie sommer sal gaan daar nie, 'n bietjie meer die warm klimaatstreek. So dankbaar daarvoor om daai lyn te kon vat. Anders gaan 'n mens maar na die bekende plekke toe. Ja, soos Frankryk natuurlik. Ja. Ag, die bekende plekke soos Frankryk. Henry, jou kant? So ek het klaar studeer 'n tydjie terug en ek is toe ek is so toe lank eers terug nie. Dit is al meer as 10 jaar, nê? Ai, jene, is dit al? Dit voel baie langer. Dit is my 30 jaar skoor in die jaar, hoe moet ek myself voel? Ek is na ek studeer het, is ek eers bietjie Elgin toe. Dit is 'n heeltemal 'n ander ballgame as wat ons gewoond is, bietjie laer in die berg Dis af. ook 'n ander land. Dit is letterlik 'n ander land. Dit is letterlik 'n ander land. Maar dit is ongelooflik. Dit is so mooi en baie koud. En van daar af is ek Noble Hill toe as die assistent wynmaker vir 'n jaar en toe het Kleine Zalse my kom vat. En dit is so lekker by Kleine Zalse dat ek is nou al 9 jaar by Kleine Zalse. RJ het my intussen weggestuur dat ek ook gou 'n bietjie in Frankryk gaan pars wat baie lekker was. Ek sal enige tyd weer gaan. Maar by Kleine Zalse is dit eintlik maar die lekkerste. So Ja. ek is maar daar. Dis lekker as jou baas. Ag nee, jy moet gaan. Ek wil net sê Ja, ja, ek wou dit van my ontslaa raak. Ekskuus, ek val jou so nie. jy's geheadhunt eintlik. Jy weet, dit klink baie lekker om dit te kan sê. Natalie, jou kant? Ek het ook by Stellenbosch geswat, soos almal van ons en eintlik 'n bietjie langer terug as Henry, so ek is die ouma hier tussen ons klomp. Ek en Ari het mekaar daar ontmoet, ons het saam geswat. Ek en Ari is ook getroud. Ons Okay, wel dit het ek nie geweet nie. Hoe weet ek dit nou eers? Okay. Quotas. Okay. Mooi. die botas. na ons geswat het Natuurlijk. ek 'n bietjie oor see gaan travel. Ari het by die huis gebly en ek het eers by Amerika gedraai en toe in Nieu-Seeland en toe het ons saam gaan pars in Frankryk.
En toe het ek my professionele wynmaakloopbaan seker maar begin in Stellenbosch by Stellenzicht. En nadat ons 2 kindertjies gebore is, het ek ook Kleine Zalse toe geskuif en ek is kort op Henry sake ook so 9 jaar daarso. Hoeveel kinders? 2 Twee? seentjies. So dit voel vir my soos die perfekte hoeveelheid. Harry, hoe sit met 2 wynmakers in die huis, jong? Wie sy opinie wil Ek dink daar's baie, ek ken 'n hele paar paartjies wat so, is maar soos die dokters wat mekaar trou en ja. prokureurs. Die moeilikheid is jy wil nie oor werk praat nie, maar elke keer as jy 'n bottel wyn oopmaak dan praat jy maar oor werk. So. Maar dis ook lekker. Dit is tog 'n Ja. tipe van bonding geleentheid om oor 'n passie te praat met mekaar, né? Ja, dit is amazing. Ek dink ja, weet jy, vir my is wyn so 'n ongelooflike wonderlike ding en dit gaan mos maar oor mense, nê? En daai samesyn oor iets. Ek dink ons het dieselfde passie oor wyn. Ons is miskien meer lief vir verskillende wyne ook, wat eintlik ook reg is, nê? Want dit druk ons om 'n bietjie ander wyne te proe en mekaar se wyne te proe. So Ja. dis interessant partykeer, want partykeer moet jy mens minder oor werk praat, maar meeste van die tyd is dit lekker. En wanneer hoe eerlik raak julle met mekaar? Nee, dit is brutaal. Brutaal, nogal brutaal. Sjoe. Maar Arya is die bestuurder in die keller. By Kleine Zalse doen ek ons wyne wat soos ons dienstewyne. So omdat Kleine Zalse 'n redelike groot keller is of 'n groot besigheid is, het ons van ons wyne wat ons nie altyd net by Kleine Zalse maak nie. So Henry fokus op die wyne wat ons by Henry en Carla maak die wyn by Kleine Zalse self en dan gaan maak ek wyne in ander kelders vir Kleine Zalse. So Prachtig. dit is my main fokus. Ons gaan volgende bietjie praat oor die plaas, natuurlik die geskiedenis ook en die lieflike Cabernet waar lê. Ja, daai family reserve van julle. Ek dink dit was 2017. Ek dink is die 2017 ek het dit leeg gekoop in hom en dit vir ons. Hulle het dit op 'n stadium vir so 'n goedkoop, ek dink dit was 'n baie goedkoop, so onder R200 of iets gewees op 'n stadium. En dink ek, hoe kan julle die ding met 5 sterre en platter gekry? Hoe kan julle dit vir so, maar ek moet eintlik nie sulke goed sê nie. Bly net stil, maar mense wil mos nou julle moet kry wat julle verdien vir iets wat so goed is. Voordat ons kom by die plaas net gou, vertel gou vir mense as hulle die Grenache Blanc nog nooit geproe het nie. Watter kwaliteite bring dit vir jou uit? Kan jy vir ons 'n geurprofiel gee want daar is mense wat nog nooit blootgestel is aan hierdie variëteite wat nou besig is om baie gewild te raak, maar baie min mense baie goed ken. Ek sal nie vir jou kan sê dis 'n Grenache Blanc teenoor 'n ander wyn nie. Ek het nou nie daai vaardighede nie. So vir my wat uitstaan van die Grenache Blanc en dit is so half 'n goue draadjie wat ek nou al gevind het tussen meer as een Grenache Blanc is hy het eintlik soos 'n hoër viskositeit amper as hy in jou mond is. Ek wil nie sê dis olierig nie want dit klink nie lekker nie. Ryk? Maar hy het so half 'n voller mondgevoel as ander witwyne wat ons noodwendig ken. Jy weet, 'n Chenin Blanc of 'n Sauvignon Blanc en selfs Chardonnay is sê maar meer botterig, waar hierdie is 'n voller drinkervaring, maar hy het tog regtig waar ek dink 'n mooi vars vruggeur profiel. Ek het nog die hele tyd gedink hy's amper vir my soos meer spanspekkerig. Ja. Maar julle moet nou help hierso. Die Wat raak suur, julle? die suur, ek kan nogal baie sensitief wees vir suur. En die suur is my baie mooi gebalanseerd. Ek wou nou uitgegooi het, tog ek het nou eers probeer uitwerk wat sy sê en so dit voel soos fluweel in jou mond. Ja. Is dit Dis dalk nie baie dat- mooier gestel as dit olierig. is so, dit vloei baie fluweel. Want mense wil nie sê botter nie, want dit sit mense af. Ja, en ek Partykeer. dink botter gaan ook gepaard met 'n baie spesifieke smaak, waar hierdie is nie smaakgebonde nie, dis regtig tekstuurgebonde, wat ek dink baie interessant is, en ek is ook bly jy verwys na die suur, want Grenache Blanc het van nature nie 'n baie hoë suur nie, maar wat ons sien is hy het nog steeds 'n lae pH. Nou, dis 'n bietjie tegnies, maar Ons soek nie tegnies want ons is ook hier om te leer asseblief. maar 'n lae pH hou jou wyn langer gesond en mikrobies stabiel en so aan ensovoorts. So 'n lae pH is eintlik wat jy soek. Goed. Meeste van die tyd moet jy dit met 'n klein bietjie bygevoegde suur gaan kry op die vlak waar jy dit wil hê, waar jy nou kan sê okay goed, ek dink my wyn gaan gesond bly. Waar hierdie doen dit sommer net van self. Is eintlik baie maklik. Baie dankie. Dit was 'n voorreg om dit te proef. So nou weet jy waar jy 'n Grenache Blanc kan gaan selekteer as jy wil weet waaroor dit regtig gaan. Dis 'n baie goeie wyn. So ek wil 'n bietjie praat oor die geskiedenis want dit is 'n diep geskiedenis van die wynplaas self, maar daar is mos nou baie dinge wat oor die
honderde jare gebeur. So baie ding. Ons het nou onlangs 'n hele studie gedoen of 'n gesels oor 'n studie oor Tygerberg. So ek meen Stellenbosch is goed opgeteken, voel ek. Mense weet redelik baie van Stellenbosch. Maar Kleine Zaltse, net die naam heel eerste asseblief. Ek dink by myself vanoggend, waar kom die naam vandaan? Ek het nie 'n idee toe nou van die naam en so nie. Wat beteken dit en weet ons waar dit vandaan kom? So die naam is Duits. En as jy dit direk vertaal, dan beteken dit eintlik maar klein sout. Maar dit is nie waar die naam vandaan kom nie. So as jy die groot geskiedenis en moet ek hom sommer gou terugvat waar te lees. Jy kan maar laat loop daar 1700, jy moet nou al die pad terug. Suid-Afrika het so 'n lang geskiedenis en ongelukkig in die wynwêreld word Suid-Afrika nog gesien as 'n nuwe wêreldwynland. Maar ons het al in die 1600s begin wyn maak in Suid-Afrika. So lank voor Nieu-Seeland, Australië, ewen Amerika, nê, het Suid-Afrika wyn gemaak. So ons sit so tussen die nuwe wêreld en die ou wêreld. Ons is eintlik deel van die ou wêreld, maar ons word gesien as nuwe wêreld. En Kleine Zalse is dieselfde. Ons plaas dateer terug na 1695 en in 1695 was daar reeds wingerde geplant op Kleine Zalse. As jy teruggaan in die geskiedenis, was daar 7000 wingerdstokkies in 1695 geplant op Kleine Zalse. En dit is eintlik nogal baie, nee, as jy vat hoe lank terug dit is, as jy dit in hedendaagse grootte moet omsit, dan is dit baie naby aan, as ons nou sou plant, 7000 stokkies, dan is dit amper 4 hektaar, 3-4 hektaar se wingerd, nee. En ek dink in 300 of in 1695 was dit miskien baie meer as 3-4 hektaar gewees waaroor dit geplant is. So ons het 'n ongelooflike lang geskiedenis. Die eerste eienaar was 'n van Duitse afkoms, 'n meneer Nicolaas Kleefs, en die naam Kleine Zalse kom, hy het in Duitsland gewoon in 'n area wat se naam Groß Zals was. So hierdie was sy Kleine Zals. So dit is waar die naam vandaan kom, is Kleine Zalse. Daar is eintlik nog 'n plaas, deel van die groter area is daar 'n plaas met die naam Grote Zalse ook, maar die brand wat ons het en die plaas waarop Kleine Zalse sit, is Kleine Zalse self. Daar was 'n paar ander families wat dit ook besit het, en die groot verandering het gekom toe Kobus Basson die plaas gekoop het in 1996. En dit is waar ek dink meeste verandering gekom het, herinvestering in wingerde, die kelder opgradering gedoen het, en toe eintlik maar begin het met Kleine Zalse as 'n wynmaatskappy en wat premium wyne wil verkoop. En van daar af het dit gegroei en ek haal my hoed af wat die Basson familie gedoen het met Kleine Zalse om regtig waar 'n ikoniese Suid-Afrikaanse brand te bou tot waar ons nou is. Hoeveel wyne maak julle in totaal terloops? Want ek sit nou hier en dink ek kan dit nog gaan tel op die webblad, maar ek het 'n gevoel dis baie. Dis almal daar. Nee, dis Nee. Kyk, dis in Suid-Afrika kan ons vertel, maar dis moeilik want ons is 'n groot besigheid en verskillende lande doen verskillend besigheid. In Engeland byvoorbeeld maak ons verskillende wyne onder die handelsmerk, maar wat anders lyk as in Suid-Afrika, omdat hulle die manier van besigheid doen in Engeland anderster is as in ons So land. is dit nou drywe wat julle uitvoer Engeland toe, hoe werk daai? Nee, wat byvoorbeeld 'n Goed. groot weet in Suid-Afrika is Kleine Zalse 'n ongelooflike goed verspreide wynhandelsmerk. So jy kan Kleine Zalse kry in alle restaurante, op wynlyste, jy sal dit kry in Woolworths, jy sal dit kry in Checkers, en in Engeland byvoorbeeld wil niks van die groot, weet 'n Tesco Ja, of ja, 'n Waitrose of so iemand. Hulle wil nie dieselfde wyne hê nie. So ons maak byvoorbeeld 'n Kleine Zalse wyn vir Tesco, ons maak byvoorbeeld 'n Kleine Zalse Dis wyn maar die vir Woolworths konsep hier. amper die Jy weet Woolworths ook, konsep, ja. maar daar is elkeen verskillend. Waar Okay. hierso is dit nie so erg nie. So as jy daai alles bymekaar tel, dan raak die hoeveelheid wyn wat ons maak nogal baie. Maar weet ons nou, hoeveel verskille hy? Tel alles bymekaar. As ek alles bymekaar moet tel, is ons baie naby aan 75. 75 wyne. Ja. Dis Hoe hou hoekom julle Karla dit? moet wakker Vader, Ek wou nou net sê, Ja. Karla, gee net vir ons 'n idee van die bly logistiek besig. daarvan. Ek meen, om 75 wyne se logistiek, is jy 'n baie goeie projekbestuurder, dink ek. Ek dink of hoe? ek sal 'n goeie projekbestuurder wees, maar die belangrikste deel is net om te onthou wat se wyn is wat se wyn. Want die name raak so de mekaar so nou en dan dat Ja. jy nou eers 3 keer moet vra, maar is dit nou hierdie een? Ja. Is dit nou die regte tipe? So Jene mense. ja. Dis kom ons vier is, ons moet mekaar maar opcheck. Ja. So julle is soos familie. Jy weet, julle moet oor die weg kom Ja, so, ja, ja, andersins, ja. joh, ek weet nie hoe julle ons dit moet hou nie. praat. Ek wil jou Excel-blad sien. Sê jy Ja, nie? daar's 'n paar. Nee, ek kan Daar's 'n paar. natuurlik nie, ek kan dink daar's op omtrent 'n paar.
Kan julle vir ons sê wat gaan ons volgende proe? Want julle het 'n hele paar wyne saamgebring. Ek sal graag reg wil geskiet aan elk. En Natalie, as jy vir ons terwyl hulle 'n bietjie skink net kan sê, die plaas self, die uitleg van die verskillende blokke in Swan. Ek vir ons 'n idee gee. Ek weet julle het natuurlik julle wingerdboukundige in Swan ook wat kan saamgesels. Dankie vir hom en die werk wat hy ook doen. Maar Cabernet, ek het nou die dag het ek Visu se kaart gesien, toe is dit Cabernet. Is net Cabernet en as ek ons een Cabernet Franc wat ek ook gesien, maar in elk geval, vertel vir ons van die plaas se uitleg. Okay, so Martelies is eintlik baie interessant vir Kleine Zalze vir die besigheid self. Kleine Zalze is oorgekoop by Kobus Passon in 2022 deur 'n groot Franse maatskappy Advini en Kleine Zalze is eintlik net 'n kelder. Die Kleine Zalze Wines besigheid is net 'n kelder. Ons besit self geen wingerde nie. Goed. So ons is op die Kleine Zalze plaas, is niks van die wingerde deel van ons besigheid nie. Kleine Zalze ons spesialiseer basies daarin om wingerde te gaan soek en aan te koop by boere waar ons voel die wingerd die beste aard vir wat ons wil maak. So as ons sê net maar besluit ons maak die dag Sauvignon Blanc, dan gaan soek ons dit in die areas waar ons voel dit die beste groei en die beste geboer word. So in terme van wingerde is dit eintlik 'n lang antwoord want ons kry wingerd van ver wingerde. Die Grenache Blanc wat jy byvoorbeeld nou net gedrink het kom van Pikeniers Kloof af. Dan is daar ook ons kry van elimdruiwe af. So ons gaan soek regtig waar druiwe in enige area vir wat ons wil maak. Ja. Ek dink net dis so slim en dinge het baie verander. Ek het al 'n paar keer daarna verwys en ek weet daar's verskillende mense wat pioniers was van daai benadering, maar ek dink elke keer aan Neil Ellis wanneer ek dink aan daai gaan soek die wyn waar daai wyn die beste aard. Ek wil dit maak en gaan bring ek daai druiwe van daar af in. Ja. So die Cabernet byvoorbeeld, dis nou juist dit, jy het nou daar by Visio, daar's klomp Cabernet op ons ou Kleine Zalze plaas en laat ons geplant. Dit is wat ons voel waar Cabernet baie goed aard. So ons spesialiseer dan daai area in wat hulle die beste doen en dan koop ons die druiwe daarvoor daaraan. Ons het nogal 'n groot fokus vir kultivars soos Chenin en Cabernet om dit meer in die Stellenbosch area aan te koop, maar vir ons ander kultivars gaan soek ons dit waar ons voel dit die beste groei en die beste aard. So ek weet die Franse nou nie kan verstaan nie, maar hoe voel dit om so oorgegee te word aan 'n ander maatskappy? Dit kan nie maklik wees vir julle. Ek weet nie Natalie of jy voorstel jy insig gaan gee. Jy hoor sulke bewegings en ons 'n paar plase wat deur Franse maatskappye gekoop is en so. Jou opinie daar. Kyk, dit is nie 'n maklike ervaring nie om te gaan van 'n familiebesigheid na 'n koöperatiewe besigheid is nie vir elkeen ewe maklik nie. Wat baie lekker was van die oorname en is die maatskappy wat ons oorgeneem het, Advini, spesialiseer in wyn. So ons het geweet die oomblik toe hulle ons oorgeneem het dat ons werk gaan nog altyd gesentreer word net rondom wyn. Dit is nie iemand wat van buite af kom wat net investeer en dan wil hulle nou eintlik op die plaas perde kom boer, maar dan is jy aan die kant besig. Die hoof fokus van Advini is wyn en kwaliteit wyn en dit is ons werk nog steeds en dit is baie bevredigend. So maak nie saak eintlik vir wat se maatskappy ons werk nie, ons fokus op wyn. Karina sy korte verhoging vir daai antwoord. Dit is nou waaragtig die mooiste. Dis asof iemand 'n prinses 'n vraag beantwoord het hierso. Ons het hier Ons het nou die Chenin Blanc in die glas, die Barrel Fermented Vineyard Selection Kleine Zalze Chenin Blanc van 2025. Dit is die diepte is baie mooi. So wie gaan vir ons vertel van die Chenin en die feit dat Chenin gesien word as julle kroonjuweel in witwyn, hoe voel julle oor daai titel? Se kop lig so. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die ou wingerd projek wat almal baie passievol oor is, maar julle regtig baie fokus. So vertel vir ons van Chenin of Chenin deur Kleine Zalze. Annie, ek kan maar vertel. Ja. Hierdie wyn, ek moet sê, 'n mens mag nie gunstelinge hê nie, maar hy is vir my hoog op my lys van gunstelinge. En ek dink hierdie wyn spesifiek die Vineyard Selection, baie mense ken hom as die een met die swart label. Maar sy naam is Vineyard Selection, so mense moet miskien asseblief net dit onthou. Ag, is net soos arme. Ek wil eintlik sê arme, maar ek kan nie glo ek daai woord gebruik. Die Kanonkop het gesê dis die black label, dit daar's nêrens 'n black label. Dis maar nie die etiket wat jy nou so uitgekom het. Maar hierdie wyn hou vir ons nogal besig. Dit is, ek dink een van die goed waarop ek persoonlik die trotsste is die feit dat dit is redelike hoë volume is. Ek dink ons het die 200,000 bottel merk gebreek per jaar op hierdie wyn. Alles gesin vate. Ons doen
dit by ons met aangekoopte ou wingerd Chenin uit Stellenbosch uit en ek dink die kwaliteit is regtig ongelooflik en by sulke volumes is dit nogal dis nie maklik nie. Dis baie makliker om 2 vate Chenin Blanc agter in jou garage te gaan maak as om 800 vate Chenin Blanc in die middel van Stellenbosch te gaan maak. So En als in aparte vaatjies te gis. O, nee, ja, nee, ja, ek meen. ja, nee, dit hou vir jou nogal besig. Dis hoekom ons nie eintlik baie wild gis nie, want Ja. om tred te hou van dit is iets verskriklik. En daar's soveel bewegende gedeeltes, jy weet, dinge Ja. waaroor jy nie eintlik beheer het nie, jy weet. Ja, Jy het net soveel beheer oor die saak. Veral as jy so een wyn in verskillende soos hy nou sê, vate wil verouder. Ek dink maar Elise, as jy nou vir kleine Zalse moet vra of vir my moet vra, gee vir my een wyn, nê, wat die kleine Zalse storie en gaan vertel. Ek dink ons almal wat hier sit, gaan hierdie wyn vat wat Vineyard Selection Chenin is en hom op die tafel neersit. Ja. Ek dink dis die hart en siel van ons besigheid. Dit is seker die wyn van ons wat die meeste versprei word oor die wêreld as 'n hierdie is ons enkele wyn wat ons maak. Ons maak nie deviasies van die wyn nie. Dit is sy etiket, dit is die hart en siel van ons besigheid. En ek dink aan die wynmaakkant, soos wat Henry sê, dit hou vir ons verskriklik besig want in die versnit is daar Henry, miskien 30, 40 verskillende ou wingerdblokke Sure. wat deel is van die wyn. En ons hou alles apart van die begin af. Dit gis in vate en ek dink dis eintlik iets wat ons miskien apart hou van ander is dat ons begin die gisting binne in vate. So die wyn gaan as sap as 'n babietjie daar binne en hy moet deur daai proses gaan om wyn te word binne in 'n vat. En daai is vir my belangrik. Wat doen dit, ja? En die oomblik wat hy deur daai proses gaan in 'n vat, dis 'n mikrobiese proses, so die gis vat suiker en maak alkohol en omdat dit daai proses volg binne in die vat, is jou integrasie van jou hout en jou wyn is baie beter. So daar's 'n ongelooflike groot verskil om net te verouder, net wyn te vat en dit te verouder en wyn te vat en dit te gis binne in 'n vat. So daai integrasie en die harmonie van die wyn is baie beter. So ons wil dit van die begin af doen. So ons begin van gisting af en dan na gisting verouder ons dan in vate, verskillende oesjare, verskillende hoe lank, maar gewoonlik rondom 6 maande, enigiets tussen 6 en 8 maande in vate. So omdat dit nou van verskillende blokke afkom en dit word alles nou apart hanteer en alles is nou deur sy gisting en sy verouderingsproses en so aan, hoe gaan jy dan en dis amper 'n versnit van ou wingerd Chenin blokke. Ja. Hoe hanteer julle dit? So ek meen het julle maar net gooi julle maar meeste van dit bymekaar en dan besluit jy hoeveel nog 'n bietjie hier en daar. Ek weet dis 'n belangrike ding, maar ja. Wel, ek meen ek dink dit is belangrik dat mense miskien ook 'n bietjie dit weet. Alles is nie so romanties nie. Dit is regtig waar. Hoe durf jy my romanse afbreek niks Ekskuus. Ja, nee. En ek dink ons almal praat nou van myself hierso, maar dis een ding om die beste wyn te maak, maar dis heeltemal 'n ander ding om dit prakties moontlik te maak om daai ding in die bottel te kry en dis vir my baie lekker. Dit om te kan sê maar ek het nou hierdie puzzle gebou en dit werk. Ja, dis soos om Ramikap te speel. O, nou lekker. Ja, ek is baie goed in Ramikap, jy sal my nie wen. So jy sit meer met die wetenskap, die statistiek van elke en dan maak jy daar besluite of gaan Dit jy is 'n en jy bietjie van proe of hoe? albei. Ja. So ons sal terwyl dit nog in vate lê, sal ons gaan en ons het hulle al die vaatjies van hierdie blok staan op een plek en al die vaatjies van 'n ander blok staan op 'n ander plek. Dan sal ons miskien net gou 'n bietjie daar proe en kyk wat dink ons van hierdie, pas dit miskien by iets anders in die kelder wat wel jou tank gaan volmaak as jy nou wel begin om jou vate leeg te maak. Dis baie belangrik. Ja. En dan van daar af, as ons dan nou wel gou vinnig eers hier die vate, ek wil amper sê, wat is preliminary? Voorlopig, Ja. was hy, dankie. Jesus, ons praat almal baie. Nee, Kom so, dan doen jy 'n voorlopige proe uit jou vate uit en jy kan sê hierdie ene pas miskien 'n bietjie beter by daai ene en dan begin jy jou vate leegmaak. En dit vat weke, want daar is baie vate en elke vat moet gewas word en elke vat moet gedroog word en hy moet teruggesit word op sy plek. En as jy jou vol tenke het, dan gaan ons weer deur en dan proe ons weer alles en dan sê ons goed, hierdie een gaan glad nie werk nie, daai ene
pas in 'n beter styl vir 'n ander reeks of vir 'n ander wyn en hierdie goed gaan vir ons die beste vignette selection gee en dan begin ons daai goed bymekaar pomp en dit is 'n 100,000 liter plus wat ons dan in een homogene versnit bymekaar sit. Bewe jy so 'n bietjie van hierdie pomp oop en eksport man. Dit is 'n bietjie bewe. Maar as jy het jy 'n papiertjie waarop jy sekere karaktertrekke neerskryf en 'n uit 10 uitgee. Kan jy vir ons 'n idee gee van hoe jy dit doen want ons het nou die dag vir 'n ander plaas stuur vir ons 4 bottels en ons moet nou 'n versnit maak. Marius weet wat hy doen en hy sê toe maar skryf gou hierdie neer en so aan. Ons het by oueneer so ver daaroor gaan, ons het maar net al 4 geproe en bymekaar gesit en gespeel. So ja. Nee, wanneer ons begin proe, Martelies, ons het en ek kan teruggaan en ek dink ons almal het dit. Ons het al die rekords van ek kan vir jou 10 jaar terug se rekords gaan trek van wat ons proe. So wanneer ons proe, ons begin per blok te proe, dan verfyn ons die proe want ons het ook ons maak ook 'n family reserve wat ons topwyn is. So die beginproe is om te identifiseer wat gaan in family reserve ingaan. So dis die beste, maar dit is nie net noodwendig die beste vaatjie in 'n blok nie. Dit is ook 'n styl en wat gaan die beste pas saam met ander wyne. So dit is 'n groot proses. Dan verfyn ons dit en so ons het 'n ongelooflike nuwe laboratorium wat ons almal in kan proe, so ons sit dit neer. Sê ons dankie vir die Franse vir daai. Ons sê dankie vir die Franse vir dit, ja. En so proe ons en almal het hulle notas en dit is ook die wonderlike ding van 'n span want nie almal stem partykeer saam nie. Waar ons dit kan debatteer. Hier's 3 vroue, my stem tel 4. Dis nie waar nie. Nee, ek spot. Net 2. Net 2. Ek wil net sê dit is hoe goed kom julle oor die weg in daai vergaderings. Ek sal nooit vergeet die jare terug toe die White Stripes se Seven Nation Army so groot liedjie geraak het. Dit sit ek in 'n vergadering met 'n ander stasie en ek sê julle ouens het die ding hoort op die top 40. Toe sit hulle hom op swart. Want dit is aaklig, dit was wat 'n verskriklike liedjie. Ek sê dis oral nommer 1. Hoe kan julle nie? En toe later toe moes ons hom maar skuif. Toe maak hy 'n late entry daar. Maar ja nee, dit was 'n massiewe geveg. So ons het partykeer gevegte. Maar ja, dit is meningsverskille. Maar kom net weer by die partykeer sal jy die graad van jou opinie ook gee soos okay, ek gaan fight vir hierdie een of wel, ek voel nie so sterk daaroor nie en dan dit voel soos 'n verhouding. Ja. Jy weet, kies jou battles. Dit is 'n sekere manier hoe sy proe, Henry het 'n sekere manier hoe sy proe. So ons almal het ons eie maniere en dan op 'n manier vul ons mekaar aan om dit. Ek het 'n baie spesifieke. En ons elkeen maak ons eie notas. My notas is nie dieselfde as Carla se nie. Partykeer sal ek nou net 'n smiley face teken want dan weet ek dit was my gunsteling. Ja. En as iemand anders op my notas kyk en hulle sien net 'n laggesiggie, wat gaan hulle nou doen? Well, is daai goed so beduidend in wat jy voel. Jy weet hulle het ons nog baie in eksport regtig. Carla, van 'n logistieke kant af, proe jy anders as die res van hulle. So ek meen jy is 'n opgeleide wynmaker. Kyk jy na die wyn anders as wat hulle daarna kyk? Ek dink almal leer maar so op hulle eie manier hoe om te proe en maak amper maar koneksies in jou kop met verskillende geure of karakters wat jy optel. So jy sal iets ruik en dan vir my sal dit ruik soos 'n lychee, maar vir iemand anders sal dit ruik soos 'n lemmetjie. En dan dit is my koneksie en dis my manier hoe om goed te diferensieer of om te plaas of dit sal werk in verskillende areas. So ek dink regtig almal proe en ruik heeltemal anders wat dit ook interessant maak want deur die wat jy nie regtig presies dieselfde enigiets kan ruik of proe nie, kom jy nog steeds by dieselfde punt uit. So dit is altyd interessant om te luister hoe iemand anders iets sal beskryf teenoor hoe jy dit beskryf, want almal se koneksies is maar verskillend. Weet al die jare, daar was 'n sekere Sauvignon Blanc daar van Stellenbosch en ek het net altyd gesê die neus laat my vreeslik baie dink aan kojavel. Toe word daar vir my gesê dis nie kojavel nie, dis wat is daai geel bessietjie dingetjie? Appeliefie. Appeliefie.
En tot vandag is dit nog steeds dit is vir my is dit Kojava. Ja. Maar ja, nee mense dit is definitief dis seker jou maar eie in sekere assosiasie. wyne meer Ons sê reg en verkeerd nie. Daai ryk Sauvignon Blancs wat jy kry van Stellenbosch, laat my altyd dink aan Kojava. Ja, ons het nog 2 Chenin Blancs om te proe. Die volgende is juist die Family Reserve wat julle saamgebring het. En net gevinnig daaroor die ou wingerd projek is 'n baie belangrike projek. Ek dink Suid-Afrika kan nogal trots wees op daai geskiedenis en jy het vroeër bietjie verwys na die Chenin van ou wingerdblokke in Swan. Hoekom is die ou wingerd vir julle belangrik? Almal van julle kan dalk 'n opinie hê daaroor en wat dink jy dra dit by tot die wyn? Hulle het wel vir my gesê Rosa Creerle toe die was, jy weet die suur byvoorbeeld is mooi in balans en daai van die suurvlakke is anders. As ek nou reg onthou. Ja, dit sluit presies Ja. aan by wat Henry nou gesê het. Dit gaan maar eintlik vir my in die ou wingerdwyne en dit is ook al 'n paar keer bewys met die chemiese analises en so vir die ou wingerdwyne se pH's is baie meer konstant en stabiel. So jy het nie nodig om so baie suur en goed by te voeg nie. Hulle is hulle self. En die pH is juist die bepalende faktor of die wyn goed gaan hou en of hy mikrobies stabiel is en so aan. So van die begin af is die wyne net altyd meer stabiel om mee te werk. Ja. Ja. Vertel vir ons asseblief die neus. Ek het nog nie 'n slukkie gevat nie. Dis nie ek is jy weet soos dat ander mense wil parfuum proe. Ek het dit wyn is vir my soos parfuum. Dit is 'n verskriklike mooi neus hierdie. Dis die Family Reserve Chenin Blanc en is 2023. Wie gaan vir ons vertel van die wyn? Wat moet ons vir die wat nou wil weet wat hulle moet proe? Natalie, wil jy dalk ingooi? Ek sal daaroor praat. Dis eintlik Henry moet eintlik daaroor praat want dit is haar Baba. groot baba. Maar so Family Reserve hoe dit inpas in die groter prentjie is eintlik nou maar so half die fynere seleksie binne in die groot seleksie wat ons doen wanneer ons ons het al ons verskillende wingerde en so wat ons nou pars en tyd en dan het ons al hierdie verskillende komponente binne in vate en dan het ons ook kankritanke en ons het ook amforas. En dan so Family Reserve is eintlik so 'n fynere seleksie binne in 'n seleksie waar jy ook kies van spesifieke amforas daarin pas en spesifieke vate binne in 'n batch. Dit is hoe ons dit doen. Dis ook alles old wine wingerde en wynmaak tegnieke en so is eintlik maar basies dieselfde vir die Vineyard Selection en die Family Reserve. Dit is net 'n fynere seleksie. Dis ons pride and joy. Ek dink die basis van Family Reserve, Henry, as jy nou moet kyk na die wyn, is meeste van die tyd kom dit van 2 of 3 spesifieke blokke af en Mag ons miskien weet is daar waar dit sit of julle meeste van dit is in Valsbaai. Ja, meeste van hulle Ja. is in die Valsbaai area. Dit is ook Stellenbosch gefokus. En ja, dit is eintlik ongelooflik dat 'n mens oor die jare heen leer jy maar jou blokke ken en jy weet dat die kans dat hierdie blok vir jou Family Reserve wyn gaan gee is groter as 'n ander blok. So ons gee altyd ons beste. Maak nie saak wat oor die keller se drempel kom nie. Ja. Maar hierdie drywe gee oor die algemeen vir ons met minder moeite die beste. Ja. Dis soos Natalie ook sê, hierdie wyne het min menslike intervensie nodig en dit wys net vir jou waar dit vandaan kom en dit maak hierdie ongelooflike elegante wyne en ek dink met Family Reserve is dit juist wat ons soek. Vineyard Selection, die vorige wyn is 'n ryper, oper, makliker drinkwyn en ek dink nie dit sê Family Reserve is nie 'n maklike drinkwyn nie, maar ons soek ander karaktertrekke. Ons soek meer elegansie, ons soek meer struktuur op die palet en in ons koppe is dit wat dan wel goed gaan verouder in die bottel ook en ek dink dit is een van die mooi goed van Family Reserve is jy kan dit nou drink, maar ons wil graag hê jy moet genoeg koop dat jy van dit kan hou ook. Ja, want hy gaan mooi verouder soos jy Hy gesê gaan het. mooi verouder. Ek wil die bottel vashou en hom 'n drukkie gee. Jy weet en ek is baie lief vir witwyn, moenie verkeerd verstaan nie, maar ek is maar 'n rooiwyn drinker en so aan, maar hierdie soos jy sê die kompleksiteit, net die trane gee klaar vir jou 'n aanduiding van die struktuur van die wyn. Wat proe ons, Sandri? Jammer dat ek nou hierdie oppervlakkige vrae vra waaroor dit nie eintlik gaan nie. Wat sal jy hoe sê jy hom beskryf sy karakter? Ek dink weer eens met die Family Reserve wat ons soek wanneer ons proe ook, is nie noodwendig. Dit spring uit die glas uit en dit is vrugte en appeliefies en appelkose nie. Dit Geen kojavel nie, ek wil nie vir jou sê. geen kojavel nie, maar dan is ek eintlik bly. Hierso soek ons juis ook dit is regtig waar wanneer jy begin om dit te drink en te proe. Die struktuur wat jy kry, dit is amper soos 'n kristalhelder
baie komplekse wyn wat jy dan drink en aan die einde is al so klein bietjie van 'n drogerigheid ook, maar op 'n mooi manier. En dit is waarvoor ons soek. Dis soos amper die punt aan die einde van 'n sin. Net so. Wil ek sê, tot 'n mate. Maar die Dalk is res hom van julle moet ook filosofies. sê wat julle ryk en proe. Ek dink dit is jy het nou gesê jy wil hierdie bottel 'n drukkie gee. Ek dink ons almal wil hierdie wingerde drukkies gee as wat daar staan. Ons is almal hier, ek wil al 4 het net genoem, ons al 4 het nou BSc grade. So ons is eintlik in die wetenskap opgelei. Maar as jy nou saam met ons 'n wingerdbesoek doen en ons doen dit eintlik deesdae te min, maar jy moet nou die gelukkigheid op ons gesigte sien as jy in 'n mooi blok wingerd kom. En dit gaan eintlik oor 'n gevoel, want ons almal het so 'n gevoel binne in ons. Want as jy daar staan en jy kom in 'n nuwe blok wat jy nog nooit van af wyn gemaak het nie, en jy staan daar en almal kyk vir mekaar en sê, hier is iets. Nee, en meeste van hierdie wingerde is soos dit wat in Family Reserve ingaan. Dit is hierdie ongelooflike ou bosstok Chenin Blancs wat oor die see uitkyk, die berge uitkyk, die ongelooflike granietgronde wat ons in Stellenbosch kry wat miljoene jare oud is. Dis van die oudste gronde in die wêreld. En dan staan jy daar en jy het net 'n gevoel, né? Dis net 'n gevoel hier binne jou wat sê hierdie is 'n spesiale plek en dit gaan 'n spesiale wyn maak. En dis eintlik ongelooflik. Dis eintlik wat ons dis vir my die lekkerste van wyn maak is as jy daai gevoel het. En dan dit in die kelder kry en almal weet, okay, maar luister, dis daai blok en ons moet dit so hanteer en dis die plan en ons gaan dit. En as jy dit reg kry, dan kry jy dit wat ek dink in Family Reserve is. Maak my sommer bewoe. Ek weet ek kry trane in my oog. Ek wil nou eintlik by dit aansluit is as jy in daai wingerd staan, dit is regtig vir almal van ons en ek dink regtig dit maak saak wie jy is of wat jy dink of wat jy glo nie. Dit is soos 'n heilige ervaring om in daai wingerd te gaan staan want dit is ongelooflik. Regtig, die gevoel wat jy kry is jy kry dit nie op 'n ander plek nie. Kan ek 'n lang storie vertel? Ek hou van stories, vertel hom. Lang storie. So die gevoel wat ek in daai wingerd kry is ek en Natalie was laas jaar Frankryk toe, dankie Arya. En dankie aan die Franse. Dankie Adwini. Toe is ons bietjie champagne toe en daar is naby ons Airbnb, weer eens dankie Arya, is daar 'n kathedraal en ek en Natalie het in die kathedraal gaan rondstap die eendag. Dit lyk net so Notre Dame. Regtig van buite af. En ons gaan stap binne in die kathedraal rond en ek weet nie of Natalie my gesien het nie, maar ek het so klein bietjie 'n traantjie weggevee daar binne want dit is so mooi en hierdie wingerd laat my dieselfde voel. Sjoe, okay. Maar nou wil ek weet, dis nou baie romanties, né? Dit is Maar wie kry toegang Sê tot die ons is nie wingerd? romanties Nee, nie. Maar dit is regtig dit ek kan dit verstaan. Ek sal eendag bietjie meer in wingerde toe wil gaan dat julle vir my sê hoekom is dit 'n mooi wingerd. Jy weet ek het nie 'n idee van die druiwe en die blare en al die goed nie. Maar wat ek wel wil weet is en dis nou 'n bietjie agter die skerms dalk te veel besigheid, deel net wat julle wil, maar wie kry toegang tot hierdie blokke? Want so dit is nie julle plase nie, maar julle bring daai druiwe in. Is daar 'n gebied in 'n want julle het kompetisie sekerlik vir hierdie mooi blokke. Mag ek hierdie vraag vra, Arya? Ja, Is dit jy okay? kan dit vra. Weet jy, ons het ongelooflike langtermynverhoudings met die boere. Ons werk al met hierdie blokke van die begin af. En ek dink dit is ook eintlik nogal spesiaal om te kan sê dat meeste van die wingerde, as ek nou spesifiek na hierdie Chenin kyk, wat toe ons met hulle begin werk het, was hulle nie ou wingerde gewees nie. Ons het hulle die geleentheid gegee en saam met die boere gewerk en dit winsgewend gehou om hulle in die om hulle hierdie status te kan kry tot waar hulle nou is. En dis lekker om so 'n paadjie met 'n wingerd te stap, né? Ons ken hulle ongelooflik, ons ken die wingerde, ons weet hoe reageer hulle in sekere omstandighede, ons weet hoe om hulle in die kelder te hanteer in as dit 'n droë warm jaar is of as dit 'n koeler jaar is. Ons kom al 'n lang paadjie saam met dit. Daar hier en daar moes ons oor die jare bietjie beklei vir ons. Nie beklei nie, maar weet amper dit is maar 'n oop mark daar buite. So as iemand sien dit doen goed, maar oor die algemeen is die wynbedryf eintlik 'n ongelooflike. Ons werk baie saam. Ons werk saam met 'n klomp ander produsente om beter druiwe te maak en eintlik net ons wingerde in ons land te beskerm, né, om seker te maak ons wingerde is produktief, hulle is winsgewend, want dit is tog op die einde van die dag die belangrik, as 'n wingerd nie winsgewend is nie, gaan die boer dit nie boer nie. Maar lees die wynindustrie en die wingerdindustrie is eintlik baie cool want
ja, as jy as 'n wynmens in 'n spesifieke plek staan en jy weet vir jou heilige siel hierdie moet 'n spesiale plek wees, maar jy weet jy kan nie die druiwe gebruik nie, dan sal jy jou vriende bel en sê hier's iets vir jou of hier's iets vir jou, jy moet kom kyk en so help ons mekaar ook uit en Fantasties. dit is en dit gebeur nogal eintlik baie meer as wat mense dink. Die wynbedryf is eintlik baie klein, maar so jy moet baie keer beklei vir jou eie wingerde, maar jy deel ook jou wingerde met ander mense. Dit is En Adwinie betaal hulle rekeninge betaal. Ek sê ja, maar ek spot, ek moet nie so goed sê nie, ek spot. Dis waar ek sê maar net op die ou end. Dit is nie goedkoop. Nee, ek kan dink dit is nie goedkoop vir daai wyne nie, want jy moet baie mooi na hulle kyk natuurlik. En dan is daar nou al die sertifisering en al die goeders wat daarbey saamkom. Die derde Chenin Blanc en dan het ons 2 Cabernets wat vir ons voorlê. Carla wat die skinker is so te loop. Carla, jy nadat jy nou geskink het en vir ons sê wat jou gunsteling Kleine Zaltse wyn is en dan jou gunsteling wyn wat nie Kleine Zaltse is wat jy nog ooit gedrink het. Het jy vir ons 'n idee? Stil vandag. Ja, ek was uit die haar. Ek is maar gewoonlik stil. Ek wil net sê gaan kyk na 'n foto met haar hare. Weet jy hoe lank jou hare is? Ek het dit al gemeet. Nee, ek Dit moet amper 'n meter wees. Ek het nog nie gemeet nie, moontlik. Ja, ek dink is amper dit moet amper 'n meter wees. Helfte so lank soos jy, maar jy Ja. is baie lank. Pragtigste hare. So jou gunsteling Kleine Zaltse. Gunsteling Kleine Zaltse wyn. Dis nou nie een wat ons hier het vandag nie, maar dit is definitief ons Vineyard Selection Grenache. Ek koop hom elke maand, hy moet in my maandboksie wees. Dis ook my vriende se gunsteling wyn, so Lekker. ons weet hy is altyd heerlik. Kry julle dan familieafslag? Nee. Ja. Okay. Ons sal van So niemand kom ons sê. in die wynindustrie Dit is. is deel van ons Dis van ons Kom ons almal nog daar werk. die beste deel. Ja, so dit is definitief my gunsteling. En dan my ander wyn waarvan ek ook baie hou is maar dieselfde styl wyn soortgelyk. Dit is Kaapsigte se Sinshou. Ek is nogals groot fan van hom. Ja. Maak ook baie mooi wyne Ja, Kaapstad, definitief. Dit is baie interessant die afgelope tyd as ek vir mense vra wat hulle gunsteling wyn is dit elke keer 'n Grenache. Dit is snaaks. Ek weet nie wat ek seker nie almal van julle kan maar sê as dit is, maar die Grenache Noir loop dik in wynmakers se are op hierdie stadium. Hannie, terwyl ons nou besig is op daai noot, wat is jou gunsteling wyn en gunsteling wyn van alle tye? Of 'n wyn wat nie Kleine Zaltse is nie. Dis baie moeilik. Ek is jammer. Want dit is so wyd, maar ek het 2 wat as ek dit nou moet drink vir die res van my lewe, dan dink ek gaan ek baie gelukkig wees. Die eerste een, en ek dink hier's 'n paar mense wat miskien gaan saamstem, is Grootepost se Sea Salter Sauvignon Blanc. Ek kan liters van dit drink. Dankie. In Engels the most Instagrammable bottle ever. Dis Ja, blykbaar die natuurlijk, bottle wat die ja. meeste afgeneem is op Maar- sosiale media of iets. Hoekom is jy geskok? Dis lekker. Wyn moet mos lekker wees. Ek het jou En hy's verouder en hout en hy 10% senior in so te Dit loop. is baie lekker. En die ander een wat ek ook, ek sal dit vir altyd kan drink, veral soos dit nou is, Alto Rouge. Dit is lekker. Dis waar. Ja, Dis baie lekker. Is 'n stapel in Dis baie dan mense in ons se. stadium my. Sorry, jammer. ek moet nou eerlikwaar sê daar's nogal word nog baie Ja. altroes in ons huis gedrink. Ja, Nee. Ek gaan vir Lukas van Grootepost WhatsApp en sê Lukas hoor hierso wat sê die ander. Nee, maar Want ek Lukas dink- weet hoe ek voel Ja, oor daai nee. wyn. Dis okay. Ek dink wat hulle reg kry daar is nou nie die plek om oor hulle wyne te praat nie, maar is dat hulle maak nou al so baie van daai wyn. Dis soos julle moet julle Ja. Kleine Zaltse van hoeveel het jy gesê 200,000? Nee, ek meen om 'n goeie wyn te kan maak op daai skaal is 'n massiewe uitdaging. Dis nie maklik nie. Ek is so bly dat almal Suid-Afrikaanse wyne kies. Natalie, jou kant, jou gunsteling Kleine Zaltse en ander wyn? Dit hang regtig maar van jou by af, want ek is nie altyd in dieselfde by nie. Partykeer voel ek soos rooi wyn, of partykeer Nou. iets ligter en so. En partykeer is glad nie vir wyn nie. Daar's baie van die wynmakers wat Ja. so 'n bier of iets is dit. Ek hou van 'n gin and tonic. Ja, nee, ek het gedink dit moet sal wegkom van dit. Ek moet sê oor die algemeen is dit is seker nou maar ek weet nie of dit net omdat dit deel is van my werk nie, maar ons gaan nie gereeld na 'n braai toe sonder 'n Kleine Zaltse MCC nie. Dit is maar 'n so of wat sal my sê staple. Hoeveel MCC's maak julle nou weer? Daar's baie. Ons maak 5 verskillendes. Ja. En daar's 'n vintage en dan is die ander non-vintage produkte. 2 van hulle is droër variante en 2 van hulle is 'n soeter weergawe wat 'n nektar is. En julle kan by die Stellenbosch wynfees, né? Daar Ja. by die stadsaal het julle 'n stalletjie. Ja. Gewoonlik so in die een kant Ja. en dan is die hele voorportaal waar almal rond saamdrom om dit te proe. Ja, maar daar's niks wat 'n braai of 'n kuier begin soos 'n bietjie borrels nie. Lekker. En dan
dis nou seker nou omdat my brein nou op daai oomblik is, maar ek en Henry was mos nou laas jaar in Frankryk gewees en toe ons daar was, het die mense was baie gaaf gewees en hulle het vir ons, daar's 'n spesifieke plaas Taittinger wat vir ons 'n geskenk gegee het toe ons daar was en ek het dit gehou en toe het ons dit in Desember by die see gedrink. So miskien gaan dit oor die hele ervaring, maar dit is 'n Taittinger vintage 2016 wat hulle vir my gegee het daar en dit was vir my baie spesiale wyn. Ek wil dit nog drink. Dit is my baie moeilik om na 'n winkel toe te gaan en so iets te koop. Punt nommer 1, dis baie duur. Maar punt nommer 2, ek sal baie liewer nou die plaaslike ouens ondersteun. Jy weet, soos ek het vir my verjaarsdag amper kyk, ek sou sê nee, ek gaan plaaslik koop. Erje meneer, vertel vir ons al van jou gunsteling Kleine Zalse en nie Kleine Zalse wyn. Tjoe, ek dink gunsteling Kleine Zalse Vineyard Selection Shannon. Ek is mal oor die styl van die wyn, dit is regtig waar. En ek sê dit nie net om dit die hart en die siel van ons besigheid te sê, ek hou ongelooflik baie van die wyn. Ek hou daarvan om dit te drink, ek hou daarvan om dit te maak. Dan, beste wyn ooit is noordelike, ek is nou nie in Suid-Afrika nie, sorry julle. Ek is lief vir Suid-Afrika, maar die beste wyn wat ek al gehad het, is definitief 'n noordelike Rhône. Wil jy spesifiek weet? Of net area? Ja, dis baie interessant, dis nog 'n tendens dat die wynmakers praat van die Rhône area. Ja. Sorry, dat ek nou gaan gooi daai in plaas van byvoorbeeld Bordeaux. Arme Bordeaux kry nie aandag deesdae. Ek was, as jy vir my 10 jaar terug gevra het, was ek 'n groot Bordeaux. Ek is eintlik tot op hede, ek hou nog steeds van Bordeaux, ek het daar gewerk. Ek is mal oor die area, ek hou van die wyne, maar ek dink my wynstyl het ook met tyd 'n bietjie aangepas. En jou palet natuurlik verander. So wat ek is nou as jy my nou moet vra as ek nou 'n wyn moet kies, dan sal dit definitief noordelike gedeeltes van die Rhône Valley wees. Spesifieke wyn. Ek het net een wat ek regtig waar uitstaan en dis 'n Gigal, ek vergeet altyd die naam. Ekskuus, La Ladon, ja. Spesifieke wingerd. Ja, dit was net soos ek het 2 geleenthede wat ek al die wyn gedrink het in my lewe en ek het elke keer gedink dit is ongelooflik. Fenomenaal. So like om na dit te luister. Die ene te was, jy weet, siel. So vertel vir ons waar pas hy in by Sake Henry, as jy dalk vir ons 'n bietjie van die wyn kan vertel. So dit is ons Project Z Shannon 2023. En die groot ding met Project Z is dit is amper soos jy gaan plaas 'n vergrootglas oor 'n sekere gedeelte van die Family Reserve. Want Project Z is gewoonlik iets wat nie in vate was nie, maar wel in 'n alternatiewe houer. Of dit nou 'n amfora was en of dit nou 'n sement eier was, dit is altyd so half 'n bietjie alternatief, maar net anders as wat Kleine Zalse in hulle kommersiële reekse sal hê. En daar is 'n bietjie van 'n goue draadjie tussen wat jy kry in Project Z en wat jy tans in Family Reserve kry. Want met Project Z, soos wat Ari ook vroeër genoem het, die idee is ons eksperimenteer, ons kyk wat werk, ons gebruik verskillende tegnieke, ons gebruik verskillende houers en wanneer dit suksesvol is, dan gebruik ons dit in ons meer kommersiële wyne, want die oorhoofse idee is hoe hou ons wyne relevant in terme van hoe dit proe, is dit modern, is dit iets wat 'n jonger moderne drinker sal wil hê, sal wil drink. Ek dink ons is miskien ons eie teikenmark, ek hoop so. Met die Project Z is dit weer eens 'n tekstuurding, maar dit is 'n varser neus, jy kry regtig waar 'n vars vrug geur en dan is dit daai ongelooflike tekstuur en amper soos 'n souterigheid wat deurkom op die palet wat ek dink vir ons almal regtig waar eintlik die mees bekorende faktor van hierdie wyn is.
Ja, 'n pragtige wyn. Ek wil net sê ek is in my 20's by 'n huispartytjie in Lananis Morset is op die seriespeler besig om te speel. En ons het nie geld gehad vir goeie wyne. So dit is definitief iets soos dit wat ek gedrink het nie, maar dis vreemd ons wanneer jy iets ruik en iewers skielik is jy iewers. Ja. Nou die dag het ek by 'n keller iets geruik, toe sê ek, want dadelik dink ek aan toe ons baie klein was en die lenteblommetjies uitgedeel het vir die mense by die ouer huise op lentedag. Jy weet daai baie spesifieke gedagte wat ek so lank laas gehad het. Carla, ons het nog 2 rooi. Sy's nou die een wat hier moet die wyne sit, so sy moet maar volgende. Ja, Natalie. Annelie het die label vir daai projek het gemaak, so sy Sjoe. kan jou dalk oor die label van dit Asseblief. vertel. Nou is jy nog kunstig op daai vlak ook nog. Wel, ons word 'n klein bietjie daarin forceer. Party mense vat dit net beter op die ken as ander, so die idee met Project Z is omdat dit kyk, dit is nogal arbeidsintensief om Project Z te maak. Dis klein volume, is hierdie alternatiewe houers werk nie altyd so gemaklik soos 'n gewone tank nie. So dit het amper so half 'n handgemaakte gevoel en die etikette is dieselfde. So dit lyk glad nie soos 'n gewone klein Zalse wyn nie. Ons word gestuur na 'n kunstenaar in Durbanville of in Kaapstad. Sy naam is Theo Paul Foster en hy spesialiseer in linosneewerk. So jy kerf basies jou prentjie uit en al wat die reëls is daar moet 'n sirkel binne in die reghoek wees. So dit is kenmerkend van die reeks en ons wil graag hê dit moet iets sê oor die wyn. Of dit nou vreeslik simbolies is en of dit nou bietjie meer letterlik is nou maar die kunstenaar self se keuse. Die Grenache Blanc sal jy sien het sulke sandsteenformasies op en dit is tipies van die Piekenierskloof, so dit sê letterlik iets van waar dit vandaan kom, waar die Chenin Blanc is meer 'n skulppatroon buiteom wat bietjie sin speel op waar die druiwe vandaan kom, van dit kom van Valsbaai af en van dit kom van Durbanville af wat redelik naby aan die see is, maar dit sin speel ook op daai amper mineraliteit en soutigheid wat jy kry in die wyn. Ja. So dit is dan 'n klein bietjie meer simbolies van aard. En ek dink die mark hou ook daarvan, jy weet, jy kry 'n sekere deel van die mark wat baie hou van die tradisionele ou styl etikette en dan is daar ook so 'n groot plek vir meer kuns en meer kreatiwiteit op 'n etiket. Etiket is 'n moeilike ding. Ek sê vir jou, ek weet nie, mense het fokusgroepe en al wat die ding is vir 'n etiket. Hier is iets spesifieks op hierdie neus wat ek nie kan plaas nie. Daar's 'n spesifieke vrug of 'n bietjie gedroogde vrug of iets wat ek daar Ek van my soos toe jy klein was as jy in 'n moerbeiboom geklim het en dan het jy moerbeie gepluk. framboos tipe van ding ook, nee. Jene, dit is regtig. Vertel vir ons van die wyn. Wie gaan vir ons van die een vertel? Natalie? Okay, so hierdie is ook nou Project Z. Karina het hierdie label gemaak. So weer eens is dit net so half 'n snapshot. So Project Z sien ek altyd so half as 'n snapshot binne in die groter prentjie. En hierdie is Cabernet van die Helderberg af en dit is in 'n kuip gegis. En toe ons het gegis het ons gedink is 'n spesiale wyn en toe het ons besluit om dit so bietjie stadig af te trek. So die wyn is nooit in vate gewees nie, wat 'n bietjie weird is vir Cabernet, want Cabernet gaan altyd in vate in. Daai tannine en goed het mos maar nodig om gebalanseer te word met 'n vaatjie gewoonlik. So hierdie is 'n bietjie van 'n willekind, maar die idee is net om te wys hoe vars en vrugtige Cabernet eintlik kan wees en vir ons om te sien hoe verouder hierdie wyn sonder die teenwoordigheid van 'n vat. En om te sien hoe die vrugtigheid en so reageer met die veroudering. So jy sal sien hierdie is nie so oud soos die Family Reserve nie, maar as hierdie eksperiment goed uitwerk en goed verouder, sal dit 'n belangrike komponent in die toekoms vir ons wees wanneer ons Family Reserve blend om soos 'n sout en peper element aan die einde te hê, wanneer ons daai blending doen, om te sê hierdie is ons baie vars gedeelte wat ons bysit om ons wyn 'n bietjie van 'n vibrancy te gee. Ja. En die geleentheid om dit nou apart te gebottel het, kan ons nou eintlik sien, want dit kan ook backfire en dan sê ons, maar okay, oor 5 jaar, hierdie is nie eintlik wat ons gedink het nie en dan gebruik ons dit nie binne in ons Family Reserve nie. So dit is dit is hierdie wyn is nie almal se cup of tea nie, maar dit is regtig waarom vir die viewer 'n
'n snapshot te gee oor hoe ons eksperimenteer om ons family reserve eendag 'n beter produk te maak. Baie uniek. Dis nie iets wat jy al voorheen geryk of geproe het nie. En ek voel dit is so belangrik om te speel. Soos iemand het nou die dag gesê, dis vir hulle belangrik om vir hulle wynmakers 'n playpen te gee. Gaan speel, want ek meen as jy nie voorbly en speel nie, dan op die ou end gaan jy agtergelaat En word. dit is die lekkerste deel van werk. Ek kan dink, van ek kan ons werk dink. om te speel. Die kreatiwiteit. Jogg, nee, dit is 'n verskriklike baie mooi, baie interessante neus. Ek probeer nog regtig uitwerk wat ek nou hier optel. Ek wil vir julle 'n bietjie vra, ek kom vir ure met julle gesels en so, maar jy weet ervarings op die plaas of by die keller of waar julle natuurlik hierdie wyne maak in Swan. Sy het nou die pragtige kathedraal hartseer oomblik vergelyk met hierdie fantastiese wingerd. Maar soms ook waar dinge verkeerd gaan. Jy weet as jy hierso sit en jy het 'n fout gemaak en jy begin soos dat jy sit bloedrooi raak in jou gesig en jy dink wat het jy nou gedoen, Dit Martelies? het al met ons almal So gebeur. deel so 'n bietjie daar van die lewe ook Karla. Elke Ek weet nie Karla of jy vir ons het jy op 'n stadium van die 75 wyne in die kop gehou nie en fout gemaak of iets. Yes, ek dink daar, ek weet nie hoeveel mense mag nou sê nie. Mens kan altyd iets weer regmaak. Dis al 'n lekker deel van wyn. Jy moet net weet om hom weer reg te maak. Maar ek dink hier toe ek net begin het, dit was al baie vertroue op my daar week 2. Ek maak 'n lekker blend op, maar met leiding weet presies wat ek moet doen. My wiskunde werk mooi uit en toe die wynklaas toe die wiskunde nie uitgewerk het, het ek die hele deel sommer net uitgelos. Maar toe kom ons om terugsit, maar my 100% was 'n 100%, maar minus 'n deel. Dis maar jy fix hom net. Uitgewerk. Moenie sê mense gebruik jy wiskunde later Ja, in die lewe nie. ja, Dis maar die moeilikheid. daarom het ons 'n great baas en hy was nie kwaai nie. Hy het net gesê maak reg en toe maak ons reg. Ek is so bly hierdie rekenaar tel vir my af tot presies op die uur. Dis al wat ek wil sê. Ek hoef nie wiskunde te doen nie. Spookasem. Ek is jammer is dit nie inpas by wat jy voel nie. Ek het dit nou uiteindelik uitgewerk. Dis spookasem wat ek hier optel. Ja. Maar ek sê altyd ek net omdat ek dit sê maak dit nie. Ja, so dis baie vreemde nuus. Henry, jou kant? Waar dinge dalk nie so vlot vir jou. Ag, ek gaan sit gereeld by area en dan moet ek gaan bely wat ek nou weer gedoen het. Soos Karla sê, hy is maar meeste van die tyd heel kalm. Maar sê, ag, weet jy, dit is 'n fout, maar dis nie so groot fout nie. Ek het eintlik in verlede week toe was Natalie en Ariel op verlof en ek moes vir Natalie 'n wyn stuur na 'n buitekeller toe en toe sit heel die verkeerde wyn. Dit is in die groot prentjie was dit nie 'n train smash nie. Ek moes net gou vinnig vir Natalie laat weet dat almal wat jou nou bel oor hierdie wyn, hoef jy nie oor te worry nie. Ek gaan nou vir die mense aan die ander kant laat weet dit is surprise iets anders en dubbel die volume. Maar is hulle okay met dit? En toe sê ek vir haar nou moet jy lekker verder vakansie hou. Ek wil net sê mense dink baie keer mense is robotte en maak nie foute nie. Jy is 'n individu wat foute gaan maak. Dit is mos nou onmenslik om te verwag jy altyd alles perfek doen. En as jy nie foute maak nie, hoe gaan jy weet presies. om reg te doen? En die goeie ding is eintlik die wyn wat ek toe nou gestuur het, sou in elk geval éventueel na daai keller toe gegaan het. Ek het hom nou net 'n bietjie vroeër gestuur. Ja, klein so 'n bietjie. Dit was glad nie 'n groot fout. Jy's voor. Ek wil net sê ek weet ek het genoem spookasem, maar die mond se struktuur is baie mooi en hy het 'n stewige bene waarop hy staan. Ek dink dit is nou juist die faktor wat ek dink daar sal 'n paar mense wees wat gaan dink hierdie wyn is bietjie astrant as ek hom so kan verduidelik, want daar is baie vrug op die wyn, maar dit is 'n bietjie van 'n willekind. Ja. Maar dit dit is is nie op die neus as die exciting, mond dit vir my. is exciting ja. op daai manier want juis vir waarvoor dit eendag gebruik sal word, sal daai sout en peper element wees en om die wyn net so 'n hupstoot te gee indien dit wel sal opeindig in so 'n produk. Maar dit is my om dit te beskryf soos 'n willekind. Die willekind is nie altyd die maklikste nie, maar partykeer is hulle die mees opwindendste. Wanneer hulle reg is, dan is hulle reg. En die ding is sê julle moet baie geduld hê. Ek meen of Karla, hoe baie geduld moet 'n mens hê om hierdie tipe van eksperimente te jy gaan eers oor jare weet of dit wat jy en dit was ook al jare. Jy weet om te weet of jy die regte besluit geneem het en of jy reg belê het. Ja, ek dink baie mense die wyne wat hulle maak sal hulle nie eers sien in hulle tyd wat hulle nog by dieselfde plek is nie. So jy moet definitief geduldig wees, maar wat lekker is daar kom elke jaar weer van die vorige jare se wyn wat jy voorgewag het. So jy vergeet eintlik vir die ander een waarvoor jy wag en dan kom hy weer in die prentjie. So geduld, maar
Dink 'n mens leer maar geduld so op jou tyd. Dit is altyd vir my so snaaks dat 'n ou nou moet oploop om 'n toekenning te ontvang vir 'n wyn wat hy nie gemaak het, hy het nou 'n nuwe wynmaker. Maar op die ou end moet mense, dit is mos maar die saamwerk en jy weet almal se rol in die bedryf. Natalie, ek weet jy's hoofdogter, nee, maar het jy dalk 'n foutjie gemaak al daar wat jy bereid is om Al te baie deel? groot Of net 'n lekker storie van die plaas as jy wil, jy weet as jy liewe So ek wil. het vir julle gesê ek werk meestal op diensteplekke en ek sal my lewe nooit vergeet nie. Ek was in Paarstyd, ek kan nie nou meer die jaar onthou nie, maar wat was dit, so 6 jaar terug. En daai tyd het ons Sauvignon Blanc in die Weskus gepaar, Sauvignon Blanc en Verdelho. En ons het eksperimente en goed gedoen en ons het probeer om die wyn by 'n ander keller af te maal, want hoe vinniger dit by die keller kom, hoe varser gaan die wyn wees. En die wynmaker wat daar gewerk het, ek het die oggend 4 uur soontoe gery en ek het 7 uur het die trokke gekom en ons het die druiwe afgemaal. En toe ons klaar alles afgemaal het ek teruggery Stellenbosch toe en ek dink dit was 4 uur die middag toe bel die ou my bitter paniekerig. En toe sê hy vir my, hier is nou groot fout. Hy titreer en die ding wil nie pers word nie. En toe het ek te veel swaal op die druiwe gegooi. Opsie. En die oomblik toe hy dit gesê het, toe weet ek, ek het 'n 0 by my calculation gesit. Dit gebeur. Gelukkig was my baas daai tyd ook gaaf. Ja, nee, maar ek het dit baie was bly. nog 'n groot fout. Bly om te hoor. Arje, ek weet jy maak nie foute nie, nee, of hoe loop jou saak? Ek maak die meeste foute. Nee, ek het al oor die jare, van rooiwyn by witwynpomp tot eintlik iets interessant hè, hoe toe Project Z begin het. En dis miskien is nie 'n fout nie, maar as jy nou dink ons het daai jare, die heel eerste jaar het ons 'n dop kontak Shannon gemaak. Actually verlede jaar, dit was 'n 2017 oesjaar. Ja, dit was 2017 oesjaar. En ons het die wyn gebottel en ons het eintlik maar verlede jaar eers besluit, nee, weet jy wat, kom ons trek maar die kurke en gooi dit uit want daai was 'n fout. Nie lekker gewerk nie. Ja, dit was meer 'n oranje wyn. Wel, dis 'n ding deesdae. Ja, dis 'n ding Jy weet. dis daar, maar ja, daai was nie dit was 'n fout. Dit gaan nie werk nie. Maar Elise, ag ja, weet jy, so baie klein Hulle kind goedjies. het in die tronk beland. Ja. En ons leer elke dag en dit is eintlik ongelooflik. Ek bedoel, tja, baie. Ja, dit gebeur moes maar. Dit gebeur vinnig. Ek kan van my foute ook deel om julle gemaklik te maak, maar ek dink julle is okay. Ek gaan Ek het in ons het veel ons het in foute. 12 jaar terug. Toe val daar 'n blok ys bo op 'n tank, toe loop daar 23,000 liter wyn uit. Eina. O my jene. Ja. Eina. In een aand. Ja, heel seker. Was soveel Jy werk. skrik so groot as jy die volgende oggend by die tank kom en jy weet hy moet Shame. vol wees, maar hy's leeg. O, jene. Huil. Dis soos dit voel so, maar dis 100% dieselfde nie My wanneer eerste baas het Ja. vir my geleer, don't come to me with problems, come to me with solutions. Ja, nee, ek sê vir jou. Dis soos die kere wat as jy besig is om 'n dokumentêr te redigeer en jy het vergeet lanklaas gesave. En daai ding maak toe en hy het die geauto-save dan huil jy nou lang trane. Ek wil vir julle elkeen vra laastens net oor julle siening van die toekoms van wyn in Suid-Afrika, ook by Kleine Zalse. Dalk het jy 'n persoonlike doelstelling wat jy bereid is om te deel. Arje, ons is nou daar by jou, kom ons begin sommer by jou as dit okay is. Herhaal gou weer? Ja. Kom 'n bietjie tyd. Fokus maar net eksport, die toekoms vir jou van wyn in Suid-Afrika, dalk vir jouself ook en by Kleine Zalse. Maar Elise, ek dink Suid-Afrika is in 'n ongelooflike goeie plek. Die wynwêreld is bitterlik moeilik. Ons lewe in 'n wêreld waar daar groot produksies is, oorproduksies van wyn is. Die jonger generasie drink nie wyn soos wat ons wyn gedrink het nie. So daar's 'n afname in verbruik, reg oor die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie, reg oor die wêreld. Maar Suid-Afrika is so, ons is 'n baie sterk land wat altyd planne maak en ek dink vir ons as 'n wynbedryf ongelooflik baie geleenthede nog in die wêreld. Ek dink Kleine Zalse is 'n ongelooflike sterk handelsmerk en wat opgebou is deur mense vertrou ons. Mense weet as hulle 'n bottel Kleine Zalse koop, is dis 'n safe bet. Hulle weet die kwaliteit wat hulle gaan kry. En ek dink reg oor die wêreld is dit is dit so. En dit is Kleine Zalse is vir my die toekoms op die oomblik. Weet ek is al 14 jaar by Kleine Zalse. Ek hoop om nog 14 miskien nog 20 hang af hoe lank ek hou. Ek moet miskien 'n paar kalmeerpilletjies begin drink later, maar
maar ja, dis 'n ongelooflike groot handelsmerk, ongelooflike sterk handelsmerk en ons maak ongelooflike wyne. Ons is 'n lekker span. Dis ook deel van dit, nê. Die werksomgewing is ongelooflik lekker. Ons het nou 'n groot projek aangepak. Ons het 'n nuwe kelder gebou wat nou 95% klaar is met die oog om beter wyne te maak vir die toekoms. En ons bou 'n nuwe proelokaal, 'n nuwe restaurant wat regtig waar ek dink vir Kleine Zalse goed is en vir ons ook. Die toekoms van Kleine Zalse begin eintlik nou, waarmee ons nou besig is en ek sien myself nog deel van die paadjie vir die volgende paar jaar. Jy het al top 10 restaurante gehad by julle, waar ons kom eet het jare terug, het ek nog daar op Sondag bietjie gevat, ek gaan eet baie lieflike spasie, ek vind dit so mooi ook net daarby. Ek wil net sê ek ruik my hart, dis soos om my hart te ruik, a sense of place is nou die Engels, maar daai gevoel vir 'n plek, hierdie is 'n plek vir my. So, wil iemand by RJ aansluit vir jouself vir die toekoms, vir die wynbedryf vir die toekoms? Ek moet sê, dis dalk meer 'n algemene opmerking, maar in die wynbedryf self is dit nogal, jy kan op verskillende plekke gaan werk en jy doen eintlik maar dieselfde ding. Maar om 'n verhouding te begin hê met spesifieke wingerde en so is my nogal belangrik. En ek werk nou vir 9 jaar vir Kleine Zalse wat dalk in 'n ander beroep dalk 'n lang tyd sal wees. Maar tegnies as jy daaroor dink, die 2017 Family Reserve Cabernet waaroor jy gepraat het nou. Ek het toe nog nie eens vir Kleine Zalse gewerk nie. Ja. Die hoeveelheid eksperimente en goed wat mens kan doen, hoe jou verhouding eintlik met 'n spesifieke plek net kan verbeter is vir my nogal aanloklike aspek in die wynbedryf. En ek sien myself ook in die langtermyn in dieselfde manier sodat ek nog steeds daai verhouding met daai spesifieke wingerde kan hê. Dit is wat enige baas se droom is iemand wat eienaarskap neem. En is lekker om elke keer 'n spesifieke interpretasie te kan hê oor want jy interpreteer maar eintlik maar natuur die hele tyd en elke seisoen is eintlik anders. So ja, jy ken daai wingerd, maar daai wingerd het elke jaar so half dieselfde DNA, maar hy was nie in dieselfde weer nie en hy het nie dieselfde hoeveelheid water gehad en al daai tipe goed nie. So hy het ook op 'n sekere manier gereageer. So om die geleentheid te kry om keer op keer daai selfde ding te sien is 'n baie groot voorreg dink ek eintlik. En as jy eintlik daaroor dink, ek het eintlik nog net 9 probeerslae gehad op spesifieke wingerde. So dis 'n lank in jare, maar dit is eintlik baie min. Ja. Jy kan definitief elke jaar nog steeds dit verbeter en verbeter wat jy voel jy nog nie goed genoeg gedoen het op die vorige keer nie. Ek weet nie wat jy wil verbeter op hierdie Cabernet nie. Die Family Reserve. Ons sluit nou met hom af en soos ek gesê het, dit is net dit voel vir mense soos huis. Wat se jaar is daai? Kan hom nie van die kant sien nie. Dit is 2020. Sjoe, nee, ek ken dit is almal baie mooi. Wie wil hom beskryf vir die wat luister? 'n laaste woord. Dis nou joune. Karla, daar gaan jy. Ek wil amper sê dis die moeilikste een van die spul, jy weet. Maklikste, maar moeilikste. Jong, toe hierdie wyn uitgekom het, toe swat Karla nog lekker. So nou nie met my bietjie jaar se kennis maar probeer hierso. Maak die oë toe en dink aan Bloemfontein. Nee. Kom jy van Bloem? Nee. Okay. Wie is in Bloem? Niemand. Right, so Cabernet Sauvignon. Dis wat die lekker ding is van rooi wyne te kan maak is, ons het nou gesien hoe is 'n rooi wyn wat nou glad nie in hout is nie, maar net om hom te kan sit in hout en dit so lank te preserveer en net te sien hoe dit kan ontwikkel oor tyd. As jy nou hierdie glas net 'n tydjie gaan ooplos, dan gaan die hele tyd net nog bietjie meer stappies uitkom en 'n bietjie meer diepte en iets wat jy nie vroeër geruik het nie. So elke slukkie gaan anders wees en dis wat vir my lekker is van 'n rooi wyn. So hierdie wyn is vir my baie, as mens dit nou moet beskryf, bietjie meer jou donker vrug wat deurkom. Jy kan nog steeds, jy weet hy was in hout gewees, maar dit is nie 'n oorweldigende hout nie, want alles is al mooi geïntegreer. En dis die belangrikste deel, as jou vrug en jou hout net so mooi kan integreer dat elke slukkie net lei tot die volgende slukkie, dan weet jy dit was 'n goeie Cabernet. Ek wil net daarbey aansluit want dis die ding, hy gaan nie vir jou moeg maak nie. Nee. Jou palet raak nie moeg en hy's juicy. Daar is jy weet eintlik 'n beter woord om dit te stel, hy's sappig. Vreeslik sappig in mense mond. Ja. Hy proses nog net so presies. Natalie, julle, ek wil nog so baie gesels. Ek wil nog baie stories hoor, maar ons sal maar na die lokaal moet kom en kom kyk hoe mooi die nuwe geboue daar is. En ons sê dankie vir die feit dat 'n Franse maatskappy wil kom belê.
in Suid-Afrika. Dis buitelandse belegging, so sien ons dit en baie dankbaar dat hulle gefokus is op die wyn want julle is so talentvol. Sê vir julle baie dankie. Gesondheid op die Suid-Afrikaanse wynbedryf en hierdie fantastiese produk van julle op die Family Reserve. Dankie vir die geleentheid. En die res, en die res, en die res. Wat 'n lekker kuier, dankie weer eens vir al die moeite dat almal so saam deurgekom het na die ateljee toe. Ek sluit af met my wynfeit vir die week. Galais Roulé, wingerde in Châteauneuf-de-Pape, aangesien ons gas, een van hulle in elk geval, so graag Rhône wyne geniet. Hulle is bekend daarvoor dat hulle bedek is met groot, gladde klippe wat deur antieke gletsers en die Rhône rivier neergelê is. Die klippe absorbeer hitte gedurende die warm dag en straal daai warmte terug na die wingerdstokke deur die koel nag. Wat 'n mooi feit vir die dag is daai nie. Eendag gaan ons nog daar in die Rhône area kuier. Dit is tyd vir my om te groet. Sien jou weer volgende week vir die Reine Wynheid. Geniet hom. Laat my weet wat jy tans drink en wat jy geniet. Brink by rsg.co.za. Totsiens.